Kyk 'n bietjie na hierdie grafiek van die menstruele siklus. Die grafiek hier ondertoon die vlakke van 2 hormone wat tydens die menstruele siklus deur die pituitêre klier. Hulle sê vir jou wat se klier dit vrystel, né? Gesekreteer word. Met ander woorde, hierdie 2 hormone kan slegs van hom afkom. Dit kan nie die ovariale kliere wees wat dit afskei nie. So daar's 2 hormone. Kom ons skryf dit neer. Wat is die 2 hormone? Ja, jy is reg. Dit is FSH en LH. Reg, dis die 2. Dis die enigste 2 wat die pituitêre klier afskei. So, as ons nou na hierdie grafiek kyk, onthou nou, luteïnerende hormoon, LH, is die ene wat bliep, en dan gaan hy weer plat. Hy maak net so klein bliep, en dan is hy klaar. En dis gewoonlik om ovulasie, daar 14 dae, daar plus minus daar in daai omgewing. So ons weet dat hierdie ene moet dan LH wees, né? Luteïniserende hormoon. En dan moet die een wat oorbly jou FSH wees, wat jou follicle stimulerende hormoon is, reg. Hy laat die follicles groei en ontwikkel. So daar het ons nou al klaar ons grafiek ontsyfer. Noem 2 funksies van hormoon B. So dit is nou ons luteïniserende hormoon. Eerste plek, dit stimuleer ovulasie. Reg, dis waarvoor hy is. Dis hoekom hy bliep maak elke maand daai tyd. En dan stimuleer hy die ontwikkeling van die corpus luteum. Nou onthou, luteïniserende hormoon, luteum, corpus luteum. Hy is, dis sy skuld dat daar 'n corpus luteum is. Reg. So dis die 2 funksies van LH. Verduidelik waarom 'n vrou wat sukkel om swanger te raak, eerstens pille wat hormoon A bevat as behandeling kry. Nou kom ons kyk gou waar is hormoon A, dis hierdie ene. So dis FSH. So hoekom dink jy kan sy nie swanger word dan nie? Sy het nie genoeg ovums nie, reg? So, wat gaan hierdie hormoon doen? Hy gaan in die eerste plek, as jy baie van hom met hoë vlakke van FSH, gaan veroorsaak dat daar meer follicles afgeskei word, reg? En as daar meer follicles is, gaan jy meer ovums hê. En as jy meer ovums het, is die kans vir bevrugting baie groter. So dis hoekom jy daai ene het. Goed. Se vlakke van, waarom sy B, se vlakke van hormoon B konstant gemonitor sal moet word. So hoekom moet sy nou hormoon B die hele tyd monitor, dalk 'n monitor op haar arm dra, wat ook al, om te kyk wat is die vlakke van hierdie hormoon B? Wel, onthou sy soek nou ovums, sodat sy kan swanger word, né? So, wat sê hormoon B vir jou? Die oomblik as hy sy vlakke hoër raak, gaan ovulasie plaasvind. En as ovulasie plaasvind, is daar 'n ovum. En as daar ovum is, kan bevrugting plaasvind, mense. Hier gaan niks gebeur nie, maar die oomblik as daai ovumpie daar in die fallopiese buis is, game on people, game on, nee. Verduidelik hoe die vlakke van hormoon A op daar 0 tot 5 by 'n swanger vrou sal verskil. Goed, kom ons kyk gou waar is, hierso is 0, hierso. Okay, so hier gaan ons nou na hormoon A toe. Kan jy sien, dit is baie hoog vir hom. Dit is baie hoog vir FSH, want hier is hy oralste plat, kleiner, reg. So dis hoog. Maar nou, hoe gaan dit verskil van 'n swanger vrou se? Onthou nou, die oomblik as 'n vrou swanger word, dan verhoog haar progesteroon, né? En as haar progesteroon verhoog, dan het hy 'n negatiewe terugkoppelingsmeganisme met FSH. Jessie, maar dit klink vreeslik ingewikkeld. Maar dit is nie, al wat gebeur is, jy kan nie bekostig dat daar nog follicles vrygestel word, nog ovums vrygestel word as jy klaar swanger is nie. Joh, dan kry jy nou nog 'n embrio en dan plant hy nou hier in langs die ander embrio en dan is dit net 'n gemors. Ons wil nie dit hê nie. So wat gebeur is die volgende. Progesteroon vlakke is hoog as jy swanger is, né? Dis hoog. En 'n hoë progesteroon vlak inhibeer die afskeiding van FSH deur die pituitêre klier. Reg. So dis negatiewe terugkoppeling. En mense, hierdie vraagie is 'n verskriklike populêre vraag in die November vraestelle. As jy gaan kyk, elke jaar vra hulle dit, die negatiewe terugkoppeling tussen progesteroon en FSH. O, hulle love hierdie vraag. So jy moet seker maak dat jy hierdie
negatiewe terugkoppeling ken, want hulle vra hom op verskillende maniere, maar hulle vra hom, reg. So ja, daar het ons nou 'n oulike vraagie oor die menstruele siklus.